Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek gesels steeds oor die misleiding van die sogenaamde prayer language, die bid in tale en die gawe van die Heilige Gees, die praat in tale wat so maklik uit konteks gebruik word. En ons gaan vandag kyk. Ek het in 'n vorige video gesels oor die prayer language en die sogenaamde prosperity gospel. En natuurlik vandag gesels ek oor die prayer language en die verbintenis tot genesing. Nou, die charismate is baie lief om 'n skrifgedeelte uit konteks te haal om 'n sekere leerstelling te promoveer. En hulle glo dat wanneer jy in tale bid of die prayer language beoefen, dan natuurlik is daar genesing ter sprake en alle probleme word eensklaps opgelos wanneer jy in tale praat. Nou, ek gaan vir jou 'n paar videoklips speel. Ons gaan luister wat hierdie mense te leer het en te sê het. En ons gaan dit so 'n bietjie beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, geen skrifgedeelte leer ooit dat om in tale te praat of te bid genesing bring nie. Wys my waar staan dit in die Bybel. Dit staan nie in die Bybel nie, maar hierdie mense glo dit en hulle lidmate word geleer dat as jy in tale praat of bid daardie prayer language, dan is daar wonderwerke aan die kom. Nou, is die prayer language regtig die sleutel tot genesing? Dis wat hierdie mense glo. Nou vra ek die volgende belangrike vraag. As die prayer language die sleutel tot genesing is, waarvoor is die gawe van gesondmaking gegee? Onthou, daar's 9 genadegawes van die Heilige Gees en genade van gesondmaking is een van hulle waarin die Here dan ook gesê het, gaan lê die sieke die hand op die siekes en bid vir hulle en hulle sal gesond word. Natuurlik volgens die wil van God. Maar waar pas hierdie gawe nou in as die prayer language nou die sleutel is tot genesing? Kom ons gaan luister wat sê apostel Nikkie van der Westhuizen oor hierdie prayer language en die sleutel tot genesing. Praying in tongues is connected to healing. Praying in tongues, I'm going to say it again, is connected to healing. Maybe you feel, oh, my body is just down, I just don't have enough energy. Just start praying in the Holy Ghost. Prayer is the connection point to your healing. Number 3, it is a declaration of the perfect will of God to be done in our lives. So when I pray and I pray in the Holy Spirit, I'm praying the will of God for my life. I'm declaring the will of God for my life. I may not know what it is, but I am in the Spirit declaring the perfect will of God for my life. Nou, dit wat hy sê hier staan nie in die woord van die Here nie. Hy sê deur in tale te bid is 'n koneksie tot genesing, maar hy gee geen skrifgedeelte om dit te bevestig nie en dis wat ons moet doen. Ons moet soos Bereëns wees, gaan kyk of hierdie dinge so is. Maar ons sien dit nie daar nie. Dit staan nie daar nie. Dit is nie daar nie. En dan voeg hy natuurlik ook by dat deur in tale te praat of te bid, jy 'n verklaring maak wat die perfekte wil van God is, al weet nie wat jy sê nie. Dit haal hy uit Romeine 8:26 en ons gaan later as ons gaan gesels oor die skrifte buite konteks ten opsigte van die prayer language gaan ons bietjie meer daaroor praat. Maar hoe bid jy vir iets as jy nie weet wat die wil van God is nie, as jy nie weet wat jy sê nie? Hulle sal nie weet wat hulle sê nie, want dit is bloot gibberish. So, hierdie man sê dat dit is 'n koneksie tot genesing en kom ons gaan luister na sy volgende videoklip, waarin hy dan natuurlik sê, wanneer jy in tale bid, of die prayer language bid, dan kom daar wonderwerke. Kom ons gaan kyk. That the Holy Spirit prepares the way for God to do a miracle for you. Do you need a miracle today? Do you need a miracle in your finances? Do you need a miracle in your marriage? Do you need a miracle with your children? Maybe in your body? Whatever the condition may be, wherever you desire God to move, you need to pray in the Holy Spirit. When you pray in the Holy Spirit, you're preparing the way for God to do a miracle for you. Nou weer eens, dit staan nie in die Bybel nie, dit is nie in die woord van God te vind nie. As jy nou in tale bid, dan berei jy die Heilige Gees die weg voor vir God om 'n wonderwerk te doen. Waar staan dit in die Bybel? Dan sê natuurlik, as jy nou in taal bid, en daardie weg word nou voorberei vir 'n wonderwerk,
dan noem maar die finansies, genesing, jou huwelik, wat ook al die probleem mag wees, dit gaan verdwyn. Bid in tale, bid in die gees. En dit is jou wonderwerk, die tale bid. As jy daai taal bid, en dis bloot maar net gibberish weer eens, en hulle hou nie baie van hierdie woordjie gibberish nie, want dis maar net wat dit is 'n gebrabbel. Hulle sê niks nie, hulle dink dis 'n taal wat God hulle gegee het, en as jy nou daai taal bid, dan moet daar genesings en wonderwerke kom. Dit gaan nooit gebeur nie. Hoekom kan jy nie jou gewone taal op Afrikaans of Engels of Spaans of wat ook al bid? Dink jy God gaan jy nie verhoor nie? As God jou verhoor, kan die duiwel niks daaraan doen nie. So het mense glo dat hierdie is 'n geheime taal, dis mysteries. En wanneer jy dit bid, dan is daar krag. Dit is nie die geval nie. Dit is als misleiding en hulle sal dit nooit erken nie. Kom ons gaan luister na 'n videoklip van 'n leraar wat nou praat van mediese bewyse dat wanneer jy in tale praat vir 30 minute, dat dit dele van jou brein wat nog nooit geaktiveer was nie, aktiveer en beskadigde dele van jou brein kan herstel. Kom ons gaan luister daarna. Doctors have proven that 30 minutes of praying in tongues, you can go on YouTube videos, there's 100 of them out there now. Doctors have proven physiologically with MRIs and everything, 30 minutes of praying in tongues activates a part of your brain that's totally unused. And what it does is it washes the other areas of the brain that have been damaged. This is not even up for debate. This is actually a physiological, medical fact. Praying in tongues heals a part of your brain that's been damaged. Come on, right? So they proved just 30 minutes of praying in tongue, it activates another part of your brain you don't use, and it heals another part of your brain that's been damaged over the years. Nou, mense wat nou nog nooit gaan studeer het nie, wat se brein nie dit toelaat dat jy dat jy kan gaan studeer en die kennis het en die vermoëns wat ander het, wat se brein gesond is en sterk is, bid maar net in tale vir 30 minute en dit sal geaktiveer word. En almal van ons kan dokters en professors word en goed. Absolute onsin wat hierdie mense leer. En dit word in ons kerke opgedis en mense glo hierdie goed. Hy sê dat dokters bewys het dat deur net 30 minute in tale te bid, die dele van jou brein wat jy nog nooit gebruik het, jy kan aktiveer en dit ook beskadigde dele van jou brein sal genees. Is dit nie interessant nie? Nou wie dit nou nie geweet nie, nou weet ons dit nie, nou kan ons bietjie gaan tale praat en dan gaan ons brein so bietjie geaktiveer word. Mense wat nie die vermoë het nie, kan nou daardie vermoë kry om te gaan studeer en absolute onsin. Dit kom nie in die woord van God voor nie, maar hierdie mense leer dit aan ons. Kom ons gaan kyk na 'n dokument wat ek gekry het, is The Health Benefits of Speaking in Tongues, submitted by Mark Wirkler, ek kan nie daai naam so goed uitspreek nie, Wirkler, en dit was in 2014, wat dit gesê was, he who speaks in a tongue edifies himself, ek het natuurlik uit 1 Korintiërs 14, vers 4, en dan Dr. Carl Peterson, MD, conducted a study at ORU in Tulsa, Oklahoma, being a brain specialist. Nou, hy is 'n brain specialist, en hy sê die volgende, he was doing research on the relationship between the brain and praying in or speaking in tongues. He found that as we pray in the Spirit, or worship in the Spirit, our heavenly language, natuurlijk seker 'n charismaat, hy is seker 'n charismaat, verseker. The brain releases two chemical secretions, dit is natuurlijk afscheidings, that are directed into our immune system, giving a 35 to 40% boost to the immune system. This promotes healing within our bodies amazingly. This secretion is triggered from a part of the brain that has no other apparent activity in humans and is only activated by our spirit-led prayer and worship. Dit is jou prayer language, absolute onsin. Kan jy glo, mense glo hierdie goed? En dan wonder ek die ander dokters wat nou nie glo in tale en die prayer language nie, of hulle dieselfde sou gesê het. My vraag weer, wat het geword van die gawe van gesondmaking? Skuif ons dit uit, werk dit nie vir die mense nie?
So ja, dis 'n baie goeie vraag. Maar kom ons gaan luister nou na Guillermo Maldonado. Hy is van Miami King Jesus Ministries in Amerika in Miami, en hy sê die volgende, dat 'n man soos John G. Lake het natuurlik net in tale gebid of gepraat, en dat die virus gesterf. Dit wat mense gehad het, die mense het dood neergeslaan van die virus. Ek het nog nooit gehoor daarvan nie, maar kom ons gaan luister wat hy sê. He was helping the people with that kind of fever. They kill him instantly. When the virus came in their bodies, that person was dead. And then this is what he said. When people, he helped people, he prayed for people. And when that virus, one time they took him because he started praying for the people, nothing happened to him. And some of the people touched the virus and they dropped dead. And then he said, what happened? And then the doctors wanted to know, what did he have? So they took him to a lab, and they dropped the thing in his body, because he was dealing with this kind of virus, and then dropped something in his body. And he said, when he started talking in tongues, the virus died. There's so many mysteries on tongues, but the people, the Christian, the church has not tapped into it. They understand, and they think it's just praying in tongues, just praying in tongues. But I will open mysteries in this area for you to apply in every area of your life. Nou ja, hy sê dat hierdie man John G. Lake, hy was 'n evangelis wat in Afrika ingekom het en die evangelie begin verkondig het, en dat hierdie man, as die virus by hom gekom het, het niks aan hom gedoen het nie. Mense wat daarmee in kontak gekom het, het gesterf, hulle het net daar dood neergeslaan. En as hy dan in tale begin praat of bid, dan sterf die virus. Baie interessant, kom ons gaan kyk dat mense wat hierdie virus in aanraking kom, net daar sterf, en as hy dan natuurlik in tale praat, dan word hulle onmiddellik gesond. Nou vra ek die belangrike vraag, het God dit verberg vir die kerk van die 21ste eeu, en hoekom weet mense nie daarvan nie? En nou hoekom het mense dan nie hierdie tale begin praat met die coronavirus, met kanker, met enige virus wat jy mee in kontak kom? Hoekom het hulle nie in tale gepraat nie? Hoekom het so baie mense gesterf, soos hulle beweer, onder hierdie virus? En niemand kon iets daaraan doen nie. Niemand het na hospitale gegaan, en mense het daar met hulle gaan praat in tale nie. Mense het gesterf, en dis volgens die statistieke wat gebeur het, in 2020 tot 2023 rond, en mense het gesterf, en hoekom het hierdie mense geweet daarvan, en nooit in tale gaan bid of praat met mense in hospitale nie, geliefdes wat gesterf het, en so meer. Baie interessant, en maar dit is dinge wat hierdie mense opdis aan die kerk, en sê dat jy in tale praat, bid, dan sterf die virus. En nou ek gaan nie vandag oor John G. Lake gepraat nie, maar is baie omstredenheid oor hierdie leraar, en dinge wat hy verkeerd gedoen het, en die misleiding wat daar was. Ons sal op 'n geleentheid praat oor die valse profete, en dan gaan ons daaroor gesels. Maar dit is baie interessant, hierdie mense leer dit vandag, maar nie een van hulle het dit toegepas tydens die virus wat gekom het in 2020 nie. Ongelukkig het dit nie gewerk nie, want dit is maar bloot net gibberish, en mense hou vas daaraan. Baie skokkend. Kom ons gaan kyk wat sê Emma Stark. Nou sy is 'n profeet of 'n apostel in die New Apostolic Reformation, en sy sê dat as jy in tale bid, dan sterf daai virus, jou liggaam word gesond. Kom ons gaan luister. We actually have evidence that when we get sick or unwell and we pray in tongues, the sickness just disappears like that, because of the nature of how that gift starts to build up and establish you in strength. Ja, nee, as 'n valse profetes, daar's baie omstredenheid oor haar, en ons gaan oor hulle gesels. Hierdie mense is die valse leraars waarvan Jesus ons gewaarsku het in die laaste dae, en sy sê wanneer jy 'n siekte in jou liggaam het, en jy in tale bid, dan verdwyn daai siekte. Dit is dan wonderlik. Hoekom het hulle dit dan gedoen tydens die tyd van die corona nie? Baie interessant. Nie een van hulle was daar nie. Hulle het almal geswyg soos die graf. Maar kom ons gaan kyk wat sê
Jennifer Leclerc, nog 'n valse profetes in die New Apostolic Reformation. Interessant is altyd net hierdie mense in die New Apostolic Reformation, charismatiese beweging, wat hierdie goed leer. Jy sal nooit hoor dat ware kinders van die Here soos John MacArthur, Justin Peters en baie van ons leraars, selfs in ons Pinksterkerk is daar wonderlike evangeliste. Jy sal nooit hoor dat hulle dit leer nie, maar is altyd hierdie mense in die charismatiese beweging. Is dit nie interessant nie? Kom ons gaan kyk wat sê Jennifer Leclerc. Does Oral Roberts believe that praying in tongues was part of his power he had with healing? He did, and so did Kenneth Hagin. Now, Kenneth Hagin, he would say if he needed a little more anointing, he was going to a big meeting, he had a lot of healing. He said if he was going to do a little bit more, he needed a little bit more anointing, he would start praying in tongues as fast and hard as he could before he went out. And he said the Holy Spirit would always show up in a massive, unprecedented way. Ja, dis baie interessant. Oral Roberts en Kenneth Hagin, twee van ons die mees gruwelike leraars wat natuurlik in die Word of Faith movement betrokke was. Nou, albei van hulle is nie meer met ons nie, maar hierdie mense het ook in tale gebid en het salwing gebring tot genesing. En wanneer ons oor hierdie mense gaan praat, al is hulle met ons nie, gaan nie baie geskok wees. Hierdie mense was Word of Faith movement gurus gewees en ons Kenneth Copeland is een van hulle wat nog steeds lewe, wat die leringe van hierdie mense oorgeneem het, en is dit nie skokkend nie. Mense wat nou in tale praat en tale bid, mense, dit is ongelooflik. Ek glo in die gawes van die Heilige Gees, absoluut, die gawe van tale, die uitleg van tale en al die gawes, maar as ons hierdie goed begin uit konteks gebruik, en het gebruik tot die voordeel van die mens, om jou op die voorgrond te plaas, dan is jy besig met gevaarlike, jy besig met baie gevaarlike dinge en baie valse teologie. En dis wat hierdie mense doen. Dit bestaan nie, dit is nie die woord van die Here nie. Almal van dit gesterf. Die talebid kon dit nie verhoed nie. So, maar dit is absoluut wat hierdie mense vir ons opdis, en so baie mense vreet hierdie goed vir soetkoek op, en dit is eintlik baie, baie jammer. Nou goed, hierdie leerstelling, dat jy in tale kan praat of bid en gesond kan word nie in die skrif gevind nie. Daar is geen fondasie in die skrif hiervoor nie. En daar is absoluut net leuns wat verkondig word, en dit moet gestop word. Ons as kinders van die Here moet die waarheid soek, en die woord in sy konteks lees en verstaan. So dit is baie ernstig. Ons moet versigtig wees vir mense wat hierdie goed in jou opdis. Want ja, tot ons op 'n volgende keer weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.